tema vanaand is dan 'n ete wat 'n nag verander. Ons het nou lekker saam geëet daar buite. Net soos wat Jesus en sy disippels dan ook geëet het. Hulle het nou weliswaar nie paasbolletjies en tee en koffie geëet nie, maar hulle het saam geëet en saam gekuier en hulle ook voorberei vir die Paasfees wat voorgelê en dan het Jesus geweet ook van die intense lydingspad wat vir hom voorlê. Kom ons begin dan die diens deur stil te word voor die Here. Met my hele hart wil ek U prys, Here, en wil ek van U reddingsdade vertel. Oor U wil ek my verbly en vrolik wees. U naam wil ek besing, o Allerhoogste. Gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader, wat sy Seun na hierdie wêreld gestuur het. En genade en vrede vir julle van die Seun wat sy lewe vir ons opgeoffer het. En genade en vrede vir julle van God die Heilige Gees, wat ook geloof in ons harte werk. Kom ons staan en dan sing ons as 'n loflied die 280 vers 1 tot 3. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disippels was aan tafel en die duiwel het al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God toe teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom: "Here, gaan
gaan u my voete was? En Jesus antwoord hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, u sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. En Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks anders meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as 'n eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as 'n een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen. Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie Paasmaaltyd saam met julle te eet, voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is 'n nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai is, saam met myne hier op die tafel. Met die seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik is. Maar weet die man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle mekaar uitvra, wie van hulle dit kon wees, wat so iets sou doen. Is my love
Jesus het die brood geneem en hy het dit gebreek en vir sy disippels gesê, neem dit is my liggaam wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. En hy het vir hulle gesê, hierdie beker is 'n nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle gegiet is. Kom ons gebruik dit ook tot sy gedagtenis. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder omtrent so ver as wat 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as U wil, neem tog hierdie lydingsbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed af opstaan en by die disippels kom, kry hy hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Terwyl Jesus nog praat, kom daar 'n klomp mense daaraan. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om hom te soen. Maar Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? Toe die wat saam met Jesus was sien wat gaan gebeur, vra hulle, Here, moet ons hulle met die swaard aanval? Een van hulle slaan toe na die slaaf van die hoofpriester en kap sy regteroor af. Maar Jesus sê, hou op daarmee. Daarna het hy die oor aangeraak en hom genees. Toe sê Jesus vir die priesterhoofde, die offisiere van die tempelwag en die familiehoofde wat teen hom opgetrek het, trek julle met swaarde en stokke uit soos teen 'n rower?
Dag vir dag was ek saam met julle in die tempel. En julle het nie 'n hand uitgesteek om my te ontvang nie. Maar nou dat die tyd vir die duistere magte daar is, het julle kans. Simon Petrus en 'n ander disipel het agter Jesus aangegaan. Die ander disipel was aan die hoofpriester bekend en het saam met Jesus in die hoofpriester se woning ingegaan. Maar Petrus het buite by die deur bly staan. Toe het daardie ander disipel wat aan die hoofpriester bekend was uitgegaan en met die deurwagter gepraat en vir Petrus ingebring. Die diensmeisie wat deurwagter was, sê toe vir Petrus: "Jy is tog nie ook een van hierdie man se disipels nie?" "Nee, ek is nie," antwoord Petrus. Die slawe en die wagte het hulle gestaan en warm maak by die vuur wat hulle gemaak het, omdat dit koud was. En Petrus het hom ook saam met hulle gestaan en warm maak. Simon Petrus het hom nog daar gestaan en warm maak. Die mense by die vuur vra toe vir hom: "Jy is tog nie ook een van sy disipels nie?" Hy het dit weer ontken en gesê: "Nee, ek is nie." Een van die hoofpriester se slawe wat familie was van die een wie se oor Petrus afgekap het, vra toe: "Het ek jou dan nie in die tuin by hom gesien nie?" Petrus het dit weer ontken. En net daarna het daar 'n haan gekraai. Die hoofpriester het Jesus toe en het vra oor sy disipels en oor sy leer. Jesus het hom geantwoord: "Ek het in die openbaar met die mense gepraat. Ek het hulle altyd in die sinagoges en in die tempel geleer, waar al die Jode na mekaar kom, en ek het niks in die geheim gesê nie. Waarom ondervra jy my? Ondervra die wat gehoor het wat ek vir hulle gesê het. Hulle weet wat ek gesê het." Toe Jesus dit sê, het een van die wagte wat daarby gestaan het, hom geklap en gesê: "Antwoord jy die hoofpriester so?" Jesus sê toe vir hom: "As wat ek gesê het verkeerd was, sê dan wat was verkeerd. Maar as dit reg was, waarom slaan jy my?" Annas het hom toe gegooi na die hoofpriester Kajafas toe gestuur. Van Jezus.
weer sal stil raak voor die Here en dat U ook elkeen gedagtes net weer laat gaan oor dit wat ons sopas alles gelees het. Wat bly by U by? Wat staan vir U uit? Wat die Here met jou daaroor praat. Kom ons raak stil voor Hom. Here, ons het net nou as 'n geloofsfamilie heerlik saam gekuier. Ons het gelag en gesels, allerlei dinge met mekaar gedeel. Net soos wat baie ander mense ook daardie donderdag aand in Jerusalem gedoen het, opgewonde oor die Paasfees wat voorlê. Al die verkopers het sekerlik gesorg dat hulle stalletjies reg is vir die offerdiere wat verkoop moes word. Die geldwisselaars was daar. Almal het alles in orde gebring vir die groot Paasfees. Jy het saam met die disippels geëet en wat aanvanklik maar net 'n gewone Paasete saam met die 12 mense wat so nou saam met U geleef het, begin het in 'n ete ontaard wat hulle glad nie verwag het nie. Binne oomblikke is hulle hele wêreld omvergegooi. In 'n nag van onsekerheid, 'n nag van angs en bewering, het ook op hulle gewag. Maar ook 'n nag van intense lyding vir U. U wat bewus geword het, of bewus was die hele tyd, van hierdie pad van lyding wat vir U voorlê. U wat gesê het, toe van die heiden gelowiges U kom soek het, dat U uur van beslissing aangebreek het. U wat ewig ontsteld geraak het. U het geweet wat daardie nag vir U voorlê. Here, ons is vanaand hier saam en ons hoor weer hierdie verhaal wat ons dalk so goed ken. Maar ek vertrou dat die Gees ook vanaand iets nuuts in ons gedagtes en in ons harte sal vas lê. En as ons vanaand huis toe gaan, dan gaan ons elkeen waarskynlik rustig slaap. En ons vergeet dat U daardie nag glad nie geslaap het. Dat U daardie nag ondervra is, gemartel is, bespot is.
juis sodat ons vanaand rustig kan gaan slaap. Juis sodat ons vroeg vanaand lekker kon saam kuier as 'n geloofsfamilie. En die Here rig ook ons gedagtes in hierdie Paasnaweek weer op hierdie gebeure waarvan ons sopas gelees het en wat ons nou verder gaan lees. En mag dit 'n blywende verandering in ons verhouding met U bring. Dankie Here Jesus, dat U bereid was om daardie ete saam met U disippels te eet. 'n Ete wat 'n nag verander. Amen. Hierna Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suur wyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suur wyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas.